Goeiemôre, ek groet u in die naam van Jesus vanoggend. En ek wil vanoggend vir jou sê, die Here lê iets indringend op my hart. En kry vir jou eers 'n stil plekkie en luister aandagtig. Goeiemôre en baie welkom. Kom ons kyk wat die Here vir ons instoor het. Ek raak vanoggend met hierdie vers, die spesifieke vers is Romeine 2 vers 7, raak ek wakker in my gedagtes vanoggend. Ek kan nie wag om by my Bybel uit te kom om dit te lees nie. En toe ek het begin lees, begin die Here deur sy gees vir my baie dinge oopmaak. En ek wil vanoggend vanaf vers 5 tot en met 11, vers 11 met die deurwerk. Weet jy, somtyds voel ons het nodig om sekere dinge te doen om die guns van die Here te ervaar. En ja, dis goed, maar dit alleen gaan ons nie die ewige lewe gee nie. Weet jy, om 'n ander persoon te oordeel, waar as jy presies dieselfde foute maak, bring jy eintlik 'n toring, 'n kwaad oor jouself. En later van tyd, wanneer die toorn van God, die regverdige, oor ons kom, gaan al jou werke geopenbaar word, dit gaan oopgemaak word. So dit help nie vir jou om 'n ander persoon te oordeel, of die vinger na iemand anders te wys, of om van iemand anders te praat, maar jy's tog met dieselfde dinge besig nie. Weet jy, ons moet op hy plek kom, waar ons vertroue 100% in die woord en in God plaas. Ek wil graag vir u vers 5 van Romeine 2 lees. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn, as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God. Want elkeen sal vergeld word na sy werke. Aan die wat deur volharding in goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Maar daar's 'n ander kant. Vers 8. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam, maar aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen. Eerstens oor die Jood sowel as die Griek. Maar heerlikheid en eer en vrede vir elke een wat goed doen. Want God is geen aanneming van 'n persoon. Want daar is geen aanneming van 'n persoon by God nie. Die Engelse Amplified gedeelte sê, For God shows no partiality, undue favor or unfairness. With him, one man is not different from another. Ek weet nie wat jou situasie of jou stand in God is vanoggend nie. Maar ek wil vir jou sê, hierdie goeie werke waarvan die Here, of die goeie dinge waarvan hier in die woord gespreek word, wat Paulus hier dokumenteer. Dit is nie net dat jy goed aan ander kan doen nie, dat jy jou vader en jou moeder eer nie, en dat jy vriendelik is met mense nie, en so aan nie. Jy die brood vat vir die mense wat swaar kry, en so voorts nie. Weet jy wat, dit begin met 'n verhouding met die Here, wedergebore kind van die Here. Gaan lees gerus Johannes 3, en Nicodemus, 'n skrifgeleerde, praat hier met Jesus, en hy vra vir Jesus, hoe is dit moontlik? Hoekom moet ek dit doen? En hy vra spesifiek, want hy verstaan nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, jy moet uit water en uit gees hergebore word, wedergebore word, om eendag die ewige lewe te beerwe. Dis nie wat ek sê nie, dit is wat die woord getuig. Ek laat hierdie saak vanoggend by u, mag u 'n fantastiese dag hê. Maar die mees belangrikste, mag u saak met die Here regmaak.
in u binnekamer, soek die teenwoordigheid van die Here. Sê vir die Here, ek het soveel mense geoordeel. Ek het al soveel dinge verkeerd gedoen in die lewe. Soveel dinge het al in die lewe met my gebeur. En mense het my sleg behandel. En die lewe het my seker onreg aangedoen. Maar weet jy, vergeet van dit alles. Begin vandag opnuut op jou knieë voor die aangesig van die Here. Vra sy vergifnis, vra sy krag en vra die Gees van God om jou te lei na die ewige lewe, eendag wanneer die Here God of wanneer die Here Jesus Christus gaan kom. Wees geseënd in Jesus lieflike naam. Pastoor Gary, Brood en Water, 5 minute woordgroete. En weet net, Jesus is baie lief vir jou. Amen.